Hy het hulle daarna uit die stad uitgelei tot in Betanië. Hy het daar sy hande op hulle gesit en hy het hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en hy is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Dis die opgeskryfde gedeelte wat Lukas los aan die einde van sy evangelie. Wat gebeur het nadat Jesus vir 40 dae na sy opstanding aan mense verskyn het en by hulle tuis gegaan het. Na die merkwaardige verhaal van die Emmausgangers, waar hulle oë oopgegaan het toe Jesus saam met hulle die brood gebreek het aan tafel, en toe hy die laaste keer sy disippels uitgelei het, uit die stad uit, en vir hulle geseën het. En terwyl hy dit gedoen het, lees ons natuurlik in Handelinge 1, hoe daar 'n wolk gekom het en vir Christus opgevat het in die hemel in. Terwyl hulle so gestaar en kyk het, het daar 'n engel skielik vir hulle gesê, waarna staan julle so en kyk? Net soos wat julle hom sien opgaan, net so sal hy eendag terugkom. En tog vanmiddag met u 'n ander kort deel hiervan deel. En dit is by die eerste steniging van die eerste gelowige, van Stefanus. Die eerste martelaar in die geskiedenis van ons geloof, waar hulle buite Jerusalem Stefanus in 'n kring ingetrek het, en nadat hulle hom veroordeel het, het hulle hom met klippe begin stenig. En voordat Stefanus sy laaste asem uitblaas, toe kyk hy op, en hy skree kliphard uit, ek sien die seun van die mens, aan die regterhand van God staan. En met daardie laaste woorde, het hierdie wêreld vir Stefanus verloor. En vanmiddag, as ek en jy daaraan dink, die manier hoe Christus ons ook as te ware kom seën, hoe hy opgegaan het hemel toe, sy regmatige plek ingaan neem het, langs sy Vader, is daar vir jou en my 'n plek. 'n Plek waarmee hy besig is, wat hy nog in voltooiing maak, en eendag vir ons weer kom haal. En terwyl ons daaraan dink, vriende, mag die genade van God, en die liefde van Christus, en die volle werk van die Heilige Gees, by elke een van julle wees. Amen. Ek deel vanmiddag 2 enkele verse saam met u. As u saam met my daar wil blaai, is u welkom. Ek lees uit Kolossense 3, en ek gaan net vers 1 en vers 2 met u deel. Dis reg in die middel van Paulus se brief. Dis een van die kosbaarste woorde in my eie lewe, en veral die laaste tyd raak 'n ou weer diep, intens bewus van wat in hierdie gedeelte gevra word. Paulus praat met hierdie gemeente asof hulle reeds oorwin het, asof hulle reeds die hemel deelagtig geword het, hoewel hulle voete nog op die aarde is. Dan skryf hy hierdie woorde, dit is die woord van die Here. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge wat daarbo is, daar waar Christus is, daar waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, en nie op die dinge wat hier op die aarde is nie. Dit is die woord wat vanmiddag na ons toe kom. Ek gaan vir u vra om te staan, dan bid ons saam. Hemelse Vader, hierdie is
die woord uit die hemel uit. Hierdie is ons Vader se eie woorde, geïnspireer deur die Gees, wat neergepen is deur Paulus. Maar Here, ons weet dat vanmiddag U so deur hom gewerk het, dat U eie wil ook in ons lewens kom vasskryf het, en daarom weet ons vanmiddag, ons kan nie uit ons eie hierdie woorde begryp nie. Vader, ons het U nodig vandag, om weer vir ons goed te kom wees, om die woord aan ons te kom breek, dat die Heilige Gees dit in ons sal kom waarmaak. En Vader, al wat die prediker kan doen, is om die hout in die kachels van die mense se harte te pak. Maar dis die Heilige Gees wat daar die hout aan die brand moet steek. En daarvoor kom bid en vertrou ons U vanmiddag. Mag U vanmôre en vanmiddag en vanaand en hierdie hele dag U eer bring daar waar ons die hemelvaart vier. Daar waar ons dink aan U heengaan, maar ook aan U terugkoms. En dankie dat ons dit mag vra en mag bid in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vriende, dit is die wonderlike van die hemelvaart. In al 4 die evangelies word die hemelvaart opgeteken. En dit word vir ons in Handelinge gegee. En reg deur die Nuwe Testament, in al die boeke van die Nuwe Testament, word die terugkoms vir ons geprofeteer. Dis die enkel grootste profesie in die Bybel. Is nie die feit dat God gekom het nie, is die feit dat hy weer gaan terugkom. In al die belydenis skrifte wat in hierdie kerk geleer word, is die hemelvaart een van die mees sentrale leerstellings wat ons vandag in glo en aan vashou. En ek dink nie sonder rede ook tereg nie. Want hoe langer en hoe verder ons in hierdie wêreld lewe, hoe noodsaakliker word dit om mekaar te herinner dat die Here Jesus op pad is. Jy weet, as Paulus met die gemeente oor hierdie praat in 2 Tessalonisense, dan het die gemeente 'n houding ingeneem van laksheid. Hulle het op hulle stoepe gaan sit, hulle het nie meer gewerk nie, hulle, soos jy kan nou maar sê, in die ou dae het hulle koerante opgetel en koffie gedrink, want hulle het gewag vir die koms. Hulle het nie meer die nut gesien om te werskaf en in die koninkryk van die hemel te gaan 'n verskil maak nie. Want hulle het geglo dat die wederkoms op hande was. Hulle het geglo dat die Here, soos hy beloof het aan die disippels, enige tyd sou kon terugkom. Is ook nie sonder meer dat amper die helfte van Jesus se gelykenisse vertel van die een wat onverwags opdaag nie. Die een wat soos 'n dief in die nag kom of in 'n oogwink, waar ek en jy hom nie verwag nie. En mag ek dan vanmiddag vir u dit kom sê met die grootste begeerte in my hart, hoop ek dat die Here Jesus vandag sal kom. En ek sê dit nie vanmiddag omdat ek wil preets wees of pietisties is nie. Maar dit moet die enkel grootste begeerte in elke kind van die Here Jesus se lewe wees. Om saam met die openbaringsskrywer Johannes aan die einde van die boek te skree, kom Here Jesus, kom gou. Want die Here sien die wêreld waarin ons leef. Hy weet van die pyn en die seer en die oorloë en die gemors en die dwaling van mense en die wederstrewige regerings wat maak net wat hulle wil. Mense wat met mag en gesag op hulle eie trone gaan sit en maak asof hulle die konings van hierdie wêreld is. In 'n tyd waar mense vra, Here, waar is U?
word dit vir my al hoe dringender om vir die Here te sê, Here, wys U aan ons. Al is dit onverwags. Jy weet, ons moet vandag miskien vir mekaar vra, wat is die rol en die doel van die kerk? Hoekom bestaan die kerk in hierdie wêreld? En dit sal vanmiddag dalk vir u verras, as ek vir u kom sê, dat baie vandag vir jou sal sê, ons moet mense red, ons moet siele gaan wen, ons moet hulle keer voordat hulle verdrink in die daal van verdoemenis. En kan ek vandag dalk vir u kom sê, dis een van die doele van die kerk. Paulus sê, terwyl ons in hierdie wêreld leef met ons voete op hierdie aarde, moet ek en jy nog 'n ding doen. Ons moet die dinge van die hemel bedink. Ons moet seker maak dat ons koppe in die wolke is, so terloops gesê. Ons moet muisneste hê. Ek en jy moet met die hemel besig wees. Hoekom? Want anders het ek en jy geen doel op hierdie aarde nie. Waarom sal ons al hierdie verskriklike goed in hierdie wêreld deurgaan, as ons nie aan die hoop vashou, dat die Here Jesus ons gaan kom haal nie? Om te weet dat die swaar kry en die lyding, wat daar vir ons so baie keer in hierdie wêreld is, net 'n rukkie hou. Maar dat die heerlikheid van Jesus, wat eendag terugkom, vir altyd gaan hou. Die ander rol wat die kerk het, die ander rede hoekom ons hier is, gemeente, is natuurlik om mense vir Christus te wen. Dit moet reg deur die kerk se hartklop wees, met elke preek, met elke deel van evangelisasie, met elke getuienisgeleentheid, met elke barmhartigheidsinsameling, met elke liewe ding wat die kerk in hierdie wêreld aanpak, is die een doel, om mense by Jesus te kry. Want sonder Christus is hulle gans en al verlore. Maar saam met dit is daar 'n tweede rede. En dit is om deel te neem aan die herskepping van God se wêreld. Sedert die mense val in Genesis, is dit God wat ons al vir meer as 6000 jaar terugroep na sy een groot plan met hierdie wêreld, om hom weer te herskep, soos wat hy dit bedoel het om te wees. O wee die een wat God eendag aan die slaap sal vang, wanneer hy terugkeer na hierdie wêreld toe. Dit is Paulus se uitroep aan hierdie gemeente in Kolossense. Hey, los hierdie goed van die wêreld. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, bedink dit wat by Christus is, want dis die rede hoekom ons hemelvaart vier. Hoekom? Want ons het 'n advokaat. Ons het 'n persoon wat vir ons instaan by die Vader, wat vir jou en my en ons saak kom intree in die troonsaal van die hemel, om ons vry te koop, om ons vry te maak. En liewe vriende, as dit jou nie tot trane dryf, dat die Here Jesus selfs nou nog besig is om sy eie terug te roep nie. En hy doen dit reg in die middel van die hemel nie. Dan weet ek nie wat nie. Dat so baie mense maar net staan en gaan val by die kruis van Christus, asof dit die middelpunt van ons lewens en bestaan is. Dat ons vergeet, die kruis van Jesus is die begin van jou lewe. En wat ons baie keer doen, is om op die rand van Golgotha se torenkie te gaan staan by die heuwel. En ons staan met ons een voet op die trap van Golgotha. Ons staan met ons ander voet in die wêreld. Want ons weet nog nie waar ons wil wees nie.
Ons is nog nie seker wat die Here van ons wil hê nie. Wel, vanmiddag bring die Here vir jou en my hierdie doel, hierdie rede, hoekom ons hemelvaart mag vier, en hoekom ons dit moet vier. Want terwyl ons vandag het, moet ek en jy die koninkryk van God soek. Is dit nie die oproep van Christus nie? Soek allereers die koninkryk. Bedink elke dag van jou lewe, die wil en die soeke van God vir jouself. En gaan kap 'n stukkie hemel vir die mense om jou uit. Want die wêreld het blind geword, omdat kinders van die Here niks meer doen nie. Jy weet, as jy vanmiddag by hierdie Here uitstap, dan sê ek dit vanmiddag onomwonde, dat jy besig is om die sendingveld te betree. Die kerk van God word binne in 'n leermag van oorlog geplaas, en ek en jy het een doel, ons moet kontak hou met ons basis. Ek en jy moet gereeld kontak maak en inskakel, ons hemelse basis om ons voorrade op te vul, om ons kragte te herwin, want ek en jy is 'n basis vir God in hierdie wêreld. My vriende, waar is julle? Hardloop ons soos renegades rond. Dis die doel van kerk. Dis die rede hoekom ons in hierdie wêreld geplant word, om die grondgebiede van die hemel uit te brei. Sodat wanneer die Here Jesus eendag terugkom, hy ons saam met hom in sy triomftog kan meevoer. 2 Korintiërs 2 vers 14. En dan sê Paulus daar, en God doen dit ook, hy doen dit saam met ons in die naam van Christus. Hy loop die oorwinnaarspad in 'n wêreld wat lyk asof dit nie oorwin kan word nie. In Efesiërs 4 vers 12 en 13 sê Paulus, die Here maak ons deel van sy oorwinning. Daarom het die kerk altyd 2 doele. En liewe vriende, dit is oorlogstaal. Red soveel as wat jy kan. En maak die wêreld 'n beter plek. In 'n oorloggetuisterde wêreld, waar die kerk van Christus deur die vrede van homself beweeg, sodat hy eendag in daardie vrede net kan kom en vir ons kan opbuk. Ek kan nie wag nie. Mag dit vandag wees. Dat ek en jy nie vergeet hoekom ons in hierdie wêreld is nie. Bywoners. Ons is nie inwoners nie. Ons is op pad na 'n heerlikheid toe. Ons is op pad na 'n ewigheid toe. En dan sê Jesus vir sy disippels in Matteus 28, gaan na al die nasies toe, en gaan maak die mense my disippels. Dit is eintlik 'n dubbele imperatief in die Grieks. Jesus sê eintlik, julle gaan mos, julle moet in elk geval gaan, so terwyl julle gaan, maak disippels. Dis nie 'n opdrag nie, dis 'n versoek. Jy gaan in elk geval, so terwyl jy gaan red die mense vir Christus. Dis die krag wat die Gees oor jou en my bring. Die voorspraak in Handelinge in Johannes 16 wat Jesus beloof vers 7, dat as hy nie gaan nie, dan kan die voorspraak nie kom nie. Die een wat vir altyd in jou en my 'n tuiste kom maak, om vir hom in hierdie wêreld 'n ruimte te gaan uitkap. En vriende, vergewe my vandag vir my sinisme. Hoekom is die kerk in Kroonstad besig om te krimp?
in plaas van hom uit te brei. Is dit die trots van leraars? Is dit die afgekapte hande van leiers? Is dit die trots van mense wat sê, net vir ons, en nie vir iemand anders nie? Die laaste keer wat ek gekyk het, het die inwoning van Kroonstad nie minder geword nie. Kroonstad is een van die grootste dorpe in die Vrystaat. Hoekom is die kerk besig om te krimp? O, mag die Here ons kom red van koue sinisme. As hy in Lukas 18 vers 10 vra, sal die Seun van die mens eendag by sy koms nog geloof in hierdie wêreld vind. Wel, ek hoop die Here kan daardie geloof by jou kry. En ek hoop van harte die Here Jesus kan eendag daardie geloof by my kry. Want een ding is ek diep van seker, dat saam met Paulus kan ek maar net sê, dat ek 'n groot sondaar is, maar dat ek 'n ongelooflike groot verlosser het. En as hy daai prys vir my betaal, wie is ek om daai prys vir iemand anders weg te hou? Wie is ek om nie ook die lig van die koninkryk vir iemand anders aan te skakel en vir hulle te sê, weet jy nie, dat die Here Jesus op pad is nie? Mag die hemelvaart van 2026 daardie lig in jou kom aansteek. Dat die Here Jesus daar buite op die berg in Betanië nie net sy hande op sy disippels gelê het nie, maar hy het sy hande ook op jou gelê. Hy het ook vir jou die opdrag gegee. Jy gaan mos. En terwyl jy gaan, bring sommer die evangelie. En terwyl jy die evangelie bring, sal die Heilige Gees werk. En terwyl die Heilige Gees werk, sê die Here, ek is opgewonde om julle te kom haal. Mag ons met afwagting altyd daarna uitsien. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here Jesus, help ons om die dinge van daarbo te bedink daar waar U is. Waar U ons regter en ons voorspraak by die Vader is. Waar U elke dag vir ons intree. Vir ons U kinders op die geloofspaviljoene aanpor en aanmoedig. Hou jou oog gefestig op Jesus. O Vader, vergewe ons dat ons in hierdie wêreld al van hierdie dag net so 'n geleentheid gemaak het. Here, dat die dag van hemelvaart eintlik 'n dag van getuienis moet wees. Dat ons al van vanmôre vroeg af moes besig wees om die verlorenes in hierdie dorp te gaan soek. Maar Here, ons werk het vir ons belangriker geword. En ek wil kom bid en vra dat U vir ons daarvoor sal vergewe. Dat ons weer daai hinkering sal terugkry in ons harte wat die vroeë apostels gehad het. Christus kan enige oomblik kom. En waarmee gaan hy ons besig vind as hy hier is? O Here, wees vir ons genadig.
in Jesus se naam. Amen.